Omtrent 3 weke terug het ons almal saamgekom en ons het vir die kerk woord gekry. Die Here het vir ons woord gegee vir die kerk. Maar dit is so amazing hoe perfek die Here se timing is. Want nog 3 weke terug het die Here vir my gesê, I am hiding this church for a season. It was time because God was preparing everybody's hearts. And I feel that was in the year past. Because I had a dream last night about an aeroplane flying, but it was flying, but there's nothing. It's just there. There's air, but there's just nothing. And the next moment, this aeroplane was on the ground, and a tar road ahead of it. And big trees on the side, which means authority. And this plane started off, flying. And what I feel God is saying that this church is going to be an authoritative people in this community. This church is going to carry authority, not only in here, not only in the spiritual realm, but have an impact and an influence in Centurion. And God is ready. It's His time now. It was amazing to me, like God would say that this morning after the first year, that God has prepared everybody. Everybody is sort of ready because everybody was buckled up in this aeroplane to take off. And I feel what God is saying, He has prepared our hearts for the year past. And this is the time that we will take off with what God is going to do in this church, in this day, in this time. And that as we fly with this aeroplane, as we go along, it would be a unity, but there would be strength in each person, because God has strengthened each person for the year past. And as we start flying, as the church starts taking off, it will be like fires taking out wherever you are. Doesn't matter where you work, whether you're a housewife, whatever you do, but there's a part of this fire, this power, this authority in this church, which will light fires wherever you are. And we will get the feedback, because it's not what we're doing, it's just because we're available. It's just because we've said, yes, Lord, we will do that. We will say yes and amen to what God is doing right now. And I feel that is what God's word is for this morning. And I felt such a joy especially today. The joy in hearts today is not a joy for only today. This joy will carry on and carry out, and it will ignite all these fires wherever we are. And God is saying, don't look back. It's past. The past things is of the past. It's gone. It's finished. It's done. We are taking off with a new power, a new authority, and a new vision. Die Here het vir my 'n prentjie gewys van 'n veld en hierdie brand, soos mense die almal ken, die veldbrande. Maar dit is 'n reguit lyn wat hierdie vuur net brand. En ek ervaar hierdie prentjie is vir 'n individuele prentjie en vir ons as 'n gemeente. En net agter die veld is dit pikswart, soos wat dit gebrand is. En ons almal weet daar was moeilike tye gewees in hierdie afgelope jaar. Maar ek sien hierdie brand van die Here, dit is 'n vuur, dit is die vuur van die woord van die Here en die vuur van die Heilige Gees wat mense, individue en ons gemeente gebrand het. En brand maak skoon. Dit is eers swart, maar hy maak skoon en daar kom nuwe lewe. Maar nou wys hier ook vir my, hierdie brand kan nie verder aangaan as daar nie 'n wind agter hom is nie. En dit is die vuur van die Heilige Gees wat in hierdie gemeente is. En ons het, elkeen van ons wat hier sit, het 'n verantwoordelikheid om daardie vuur van die Heilige Gees te laat ignite en dit toe te laat om verder te brand. Want dit gaan nie net in ons gemeente brand nie, dit gaan verder brand. In ons omgewing, in ons land, gaan ons hierdie brand ervaar. Dit gaan skoon maak, dit gaan louter. Op maniere wat ons nooit eers aan gedink het nie, want die Here is in beheer. En die Here wys duidelik vir my, agter hierdie brand is hierdie swart, maar wonderbaarlik kom hierdie groen grasies weer uit. Groener as wat dit ooit was.
En dit dui vir my op nuwe lewe wat in die gemeente gaan kom, en 'n new beginnings wat die Here vir my wys. En dit is deel van die opgewondenheid. Ek ervaar, dit is as ons daai groen lewe sien, is dit soos mense ervaar net, daar is nuwe dinge, daar is, jy sien uit na wat die Here gaan doen, en ek ervaar ook dat, soos wat ons oggend ook gebid het, the joy of the Lord is our strength. En soos Monica gesê het, die joy gaan 'n groot faktor wees in ons hele bediening vorentoe. Die Here wys vir my, ons moet ons oë gerig hou, soos Petrus op hom. Ons kan op water loop wanneer ons oë gerig hou op hom, maar die oomblik wat ons oë afval van hom af, dan verdrink ons. Ek ervaar dat ons moet ons identiteit in God vind, en nie in die wêreld nie. Want wanneer jy jou identiteit vind oor wat God van jou sê, kan die wêreld kom, maar daai woord wat God van ons spreek, die wêreld kan dit nie wegvat nie, en dit sal bly staan. Moenie jou oë van God afruk, haal en verdrink in hierdie water nie. Loop soos 'n Petrus op water, want jou oë is gerig op God, en jy weet jou identiteit is in God. Die Here het vir my 3 beelde gegee. Die eerste beeld, as jy basies na 'n televisieskerm sal kyk, is dit 'n man wat bergklim kiet aan het, daai goed wat hy met die berg se klim en vashaak en sulke dinge. Maar jy sien hierdie ou hang aan die toue aan 'n rots. En soos wat die kamera basies sak, sien jy maar hy is letterlik 30 cm van 'n massiewe groot rots af. Dis die eerste beeld. Die tweede beeld was gewees wat die Here vir my wys dat 'n klomp perde wat opgesaal is, en dan word al die toons afgehaal, al die saals word afgehaal. En die derde ene is 'n trop skape wat in 'n kraal was, en die kraal se hek word oopgemaak en hulle kan uitgaan. En die Here sê vir my dat ons staan by die rots. Ons hoef nie meer te klou aan iets wat daar nie hoef te wees nie, maar die Here is ons rots. Ons moet net gaan afklim en op sy voete gaan sit, want hy is ons groot rots. Die perdetome is my simbool wat die Here vir my wys, is dat hy het ons klaar geleer, ons is klaar getrein in dit waartoe hy ons wil stuur, dit wat hy ons wil maak. En hy haal die toons af om te sê, julle is gereed om te gaan. En dan die beeld van die skape in die kraal is dat julle is my skape. Ek is julle herder. En julle kan gaan, want ek weet dat dit waartoe julle gaan, so julle gaan my woord verkondig. Julle gaan uitgaan en gaan verkondig dit wat Jesus Christus se koninkryk is, want ek het julle reeds opgelei, julle is my kinders en ek is julle rots. Ek sien net die Here soos 'n digte wolk oor ons, maar dis 'n digte wolk, mens kan nie eens meters voor jou sien nie. En wat ek ervaar is, die Here wil hê ons moet na sy stem luister, en ons gaan nie kan sien, ons wil graag sien wat in die toekoms gebeur, maar hy gaan nie dit te sê vir ons wys nie, hy wil hê ons moet op hom vertrou. So ons gaan, ek weet self in my lewe, dat daar letterlik weet ek nie oor 'n maand of 2 maande waar ek gaan werk nie. Dit is, en dit is die laaste seker 6 maande al so, en ek ervaar dis wat die Here oor die kerk ook doen, is ons wil so graag weet wat voor lê, wat gaan ons oor 3 maande doen, wat gaan oor 6 maande, oor 'n jaar gebeur. Maar ek ervaar die Here wil vir ons sê dat ons is sy skape en ons ken sy stem. En ons moet nader aan hom kom dat ons sy stem kan hoor en dat ons hom kan volg. En met hierdie wat ons naby hom ook is, nou nog gepraat van die vuur. Het ek ook net ervaar eintlik al 'n jaar terug al toe ons daar laaste Sondag daai kant gehad het. Is in daai vuur brand baie goed weg wat nie van die Here af is nie. Wat nie reg is nie. Baie goede wat hy ons wil skoonmaak, en daai is nie altyd gemaklik nie. Partykeer voel jy wil opgee, want dit brand van jou af en dit is seer en dit is nie lekker nie. Maar as 'n ou na 'n paar maande later terugkyk, dan sien jy, wow, ek is nou verlos van daai goed wat my vasgehou het is weg.
ek het dit nie meer aan my nie, ek is nou verlos. Die Here bevestig die woord wat hy gekry het, is nie baie saam met wat hulle gesê het, en die Here het ook vir my Petrus gewys. Jesus het vir Petrus gesê, Petrus kom. Petrus het hy boot uitgeklim, en hy het begin loop. En weet julle wat, daai woorde wat Jesus vir Petrus genoem het, Petrus kom, het Petrus vir al die dae van sy lewe, die res van sy lewe het hy dit gekoester. Petrus weet hy het gesink, maar hy het nie daaraan gedink nie. Hy dink aan die woorde wat Jesus hom sê, Petrus, kom. Hy koester dit vir die res van sy lewe. Hy bewaar dit in sy hart. En Petrus weet, ek het op die water geloop. En die Here sê vanoggend vir jou, die Here noem jou naam vanoggend en hy sê, kom. Jou naam, kom. Die Here het baie mense hierso geroep vir dinge wat die Here in julle lewe wil doen en ook vir hom. En moenie toelaat dat dit wat onbekend is vir jou struikelblok word nie. Niks by die Here is onbekend nie. Alles voor die Here is bekend. So moenie voel, Here, dit wat U my wil hê ek moet doen, is vir my onbekend. Ek wil nie regtig daaraan beweeg nie. Vir Petrus was dit ook onbekend. Niemand het nog ooit op die water geloop nie. Maar hy het die woorde gekoester wat Jesus vir hom gesê het, Petrus, kom, die Here roep jou vanoggend. Moenie laat dit wat onbekend is vir jou struikelblok wees nie. Hou vas in die Here. Ek wil 'n bietjie deel net met dit wat daar voor aangaan, as jy ingestap het. Toe Karen vir my gevra het om te help met die dekor, het ek onmiddellik celebration gekry van en die karnaval tema. En as jy by 'n karnaval is dit van vreugde. Maar die hoofkleure wat vir my regtig uitgestaan het, was oranje, blou en geel. En die oranje is vir my Heilige Gees, die vuur, wat gaan neersak. En die blou is ook, het verteenwoordig ook Heilige Gees. En dit is die lewende water wat gaan deurvloei. En dit gaan dus, hy gaan jou voed, hy gaan jou vol maak, om te kan uitgaan. En saam met dit, is baie belangrik om Heilige Gees te hê, want saam met dit kry jy joy, vreugde. Want the joy of the Lord give you strength. En dit maak jou sterk om uit te gaan, om 'n verskil te maak. En al die kleure verteenwoordig bevryding, genesing, hoop, bemoediging, maar meer nog, sy beloftes staan vas en dit sal tot vervulling kom. Maar in die proses wat jy uitgaan, moet ons geoefend wees en ons moet gaan stil word om sy stem te hoor. En dit is waar die hula hoops inkom en die gymballe wat daar is. Want die gymballe beteken niks as dit nie opgeblaas is nie. En ons moet God, die ruach in ons hê, om 'n verskil te gaan maak. En die hula hoops is vir my eenheid, die sirkels wat deurkom. En die vlag is ook net weer bevestigend gewees, wat op 'n verhoog weer die 3 eenheid het deurgekom daar vir my. So ek wil net hê julle moet uitgaan as God julle stuur, en in daai woord, celebrate what Jesus means to you, and go out and make a difference to the world and the nations, to bring Father heart to His children, and the hearts of the children to the Father. Baie dankie. Ek wil net volgende toe was sit, toe sien ek 'n vliegtuig, wat Monica gesien het. Maar my vliegtuig is op die grond nog. My vliegtuig se motor hardloop, die rem is vas, die bagasie is gelaai, die brandstof is in. As ons wil beweeg om die dinge te sien wat gebeur, wat Monica van gepraat het, waarvan sy profeteer het, is dit nodig dat die remme van die vliegtuig losgelaat moet word. Daar's 4 loods in die vliegtuig, wat die remme moet losmaak. Die bagasie is die woord van God wat ons het. Die brandstof van die vliegtuig is die lofprys en aanbidding. As ons hierdie ding wil sien gebeur, wat Monica van geprofeteer het, dit is lofprys en aanbidding vir God bring, en die woord in ons dus gaan uitleef, dat hulle daar buitekant is. Dan sal ons bome sien brand, en mense tot bekering sien kom. Okay.